Hoofstuk 39. Die verhoor in Caesarea. 5 dae nadat Paulus in Caesarea aangekom het, het sy beskuldigers, vergesel van Tertullius, 'n redenaar wat hulle as advokaat gehuur het, van Jerusalem af aangekom. 'n Spoedige verhoor is aan die saak toegestaan. Paulus is voor die vergadering gebring en Tertullus het hom begin beskuldig. Die sluwe redenaar het gemeen dat vleiery 'n groter invloed op die Romeinse regters sou hê as die eenvoudige meedeling van die waarheid en reg, en daarom het hy sy toespraak begin deur Felix te prys. Dat 'n groot vrede deur u, hoogedele Felix, ons te beurt val, en dat daar hervorminge deur u voorsorg in elke opsig en oral vir hierdie nasie tot stand kom, neem ons met alle dankbaarheid aan. Hierdeur het Tertullus hom tot 'n openlike leuen verlaag, want Felix se karakter was laag en veragtelik. Daar is aangaande hom gesê dat hy by die bedryf van allerlei welles en wreedheid die gesag van 'n koning met 'n denkwyse van 'n slaaf uitgeoefen het. Tacitus, History, hoofstuk 5, paragraaf 9. Diegene wat Tertullus gehoor het, het geweet dat sy woorde onwaar is, maar hulle begeerte om Paulus se veroordeling te verseker, was sterker as hulle liefde vir die waarheid. In sy toespraak het Tertullus Paulus van misdade beskuldig wat, indien dit bewys kon word, hom weens hoogverraad teen die staat sou veroordeel het. Ons het gevind dat hierdie man 'n pes is, het hy aangevoer, en 'n verwekker van oproer onder al die Jode in die wêreld, en 'n voorman van die sekte van die Nasareëners, wat self probeer het om die tempel te ontheilig. Daarna het Tertullus gesê dat Lysias, die kommandant van die garnasoen te Jerusalem, Paulus met geweld van die Jode afgeneem het, toe hulle op die punt was om hom volgens hulle kerklike wet te verhoor, en hulle so gedwing het om die saak voor Felix te stel. Hierdie verklaringe is gedoen met die plan om die goewerneur oor te haal om Paulus aan 'n Joodse hof oor te lewer. Die Jode wat daar teenwoordig was, het al die aanklagte driftig beaam en geen poging aangewend om hulle haat vir die gevangene te verberg nie. Felix het genoeg insig gehad om die gesindheid en karakter van Paulus se aanklaers te bespeur. Hy het geweet om watter rede hulle hom gevlei het, en hy het ook gesien dat hulle nie daarin geslaag het om hulle aanklagte teen Paulus te staaf nie. Hy het hom tot die beskuldigde gewend en vir hom gewink om daarop te antwoord. Paulus het geen woorde aan vleiery verspil nie, maar het eenvoudig gesê dat hy hom met vrymoedigheid voor Felix kon verdedig, omdat laasgenoemde so lank goewerneur was en dus 'n goeie begrip gehad het van die wette en gebruike van die Jode. Met verwysing tot die aanklagte teen hom, het hy duidelik aan hulle bewys dat nie een daarvan waar was nie. Hy het verklaar dat hy in geen deel van Jerusalem onrus veroorsaak het nie, en ook nie die heiligdom ontheilig het nie. Hy het gesê, hulle het my nie in die tempel gevind besig om met iemand te praat of 'n opstand van die volk te verwek nie, ook nie in die sinagoges of in die stad nie. En hulle kon ook die dinge waarvan hulle my nou beskuldig nie bewys nie. Alhoewel hy erken het dat hy volgens die weg wat hulle sekte noem, die God van sy vaders gedien het, het hy volgehou dat hy altyd alles geglo het wat in die wet en in die profete geskryf is, en dat hy in ooreenstemming met die duidelike leer van die skrifte in die opstanding van die dode geglo het. Verder het hy verklaar dat dit die oorheersende doel van sy lewe was om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Op 'n openhartige en reguit wyse het hy vertel met watter doel hy Jerusalem besoek het en
onder watter omstandighede hy in hegtenis geneem en verhoor is. Na baie jare het ek gekom om aan my volk aalmoese te bring en offers. En terwyl ek hiermee besig was, het sekere Jode uit Asië my in die tempel gevind nadat ek geheilig was. Nie met 'n skare of met 'n opskudding nie. Hulle behoort hieroor voor u te wees, om beskuldiging in te bring as hulle iets teen my het. Of laat hierdie manne self sê of hulle enige onreg in my gevind het, toe ek voor die raad gestaan het, behalwe oor hierdie een woord wat ek uitgeroep het, terwyl ek onder hulle gestaan het, naamlik, oor die opstanding van die dode staan ek vandag by u voor die gereg. Die apostel het met erns gepraat, en die opregtheid van sy woorde het ook die stempel van oortuiging gedra. In sy brief aan Felix het Claudius Lysias soortgelyke getuienis gelewer aangaande Paulus se gedrag. Boonop het Felix 'n beter begrip van die Joodse geloof gehad as wat baie van hulle vermoed het. Paulus se duidelike uiteensetting van die feite van die saak het Felix ook in staat gestel om nog duideliker te verstaan om watter rede die Jode geprobeer het om die apostel weens opruiing en verraad te laat veroordeel. Die goewerneur het geweier om hulle tevrede te stel deur 'n Romeinse burger onregverdig te veroordeel. En hy was ook nie gewillig om hom aan hulle oor te gee om sonder billike verhoor gedood te word nie. Nogtans het Felix geen hoër beweegrede as eie belang geken nie, en hy is deur die sug na lof en die begeerte om bevordering beheers. Uit vrees vir die Jode het hy nie reg laat geskied teenoor die man van wie se onskuld hy bewus was nie. Daarom het hy besluit om die verhoor uit te stel totdat Lysias teenwoordig sou wees. Hy het gesê, wanneer Lysias die owerste oor 1000 afkom, sal ek julle saak ten volle ondersoek. Die apostel het as gevangene agtergebly, maar Felix het aan die hoofman oor 100 aan wie se sorg hy toevertrou is, bevel gegee dat hy verligting moes hê en dat hy niemand van sy eie mense moes verhinder om hom te bedien of te besoek nie. Kort hierna het Felix en sy vrou, Drusilla, Paulus laat roep, sodat hy 'n private onderhoud met hom oor die geloof in Christus te hore kon kom. Hulle was gewillig, selfs gretig om na hierdie nuwe waarheid te luister, waarhede wat hulle miskien nooit weer sou hoor nie, en, wat, indien hulle dit verwerp, spoedig in die oordeeldag van God teen hulle sou getuig. Paulus het dit as 'n Godgegewe geleentheid beskou, en getrou het hy dit benut. Hy het geweet dat hy in die teenwoordigheid van iemand staan, wat die gesag het om hom ter dood te veroordeel of vry te stel. Nogtans het hy Felix en Drusilla nie geprys of gevlei nie. Hy het geweet dat sy woorde vir hulle 'n reuk van die lewe of van die dood sou wees, en daarom het hy alle persoonlike oorwegings buite rekening gelaat en getrag om hulle van hulle gevaar bewus te maak. Die apostel het besef dat die evangelie aanspraak maak op elkeen wat na sy woorde sou luister, en hulle eendag of tussen reines rondom die groot wit troon sou bevind, of onder diegene aan wie Christus sou sê, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Matteus 7 vers 23. Hy het geweet dat hy elkeen van sy toehoorders voor die geregshof van die hemel moet ontmoet en daar rekenskap moet gee. Nie net vir alles wat hy gesê en gedoen het nie, maar ook vir die beweegreders en gees van sy woorde en dade. Felix was voorheen so wreed en gewelddadig dat min ooit tevore die moed gehad het om selfs te skimp dat sy karakter en gedrag nie foutloos was nie. Paulus het geen mensevrees geken nie. Hy het duidelik van sy geloof in Christus en die rede vir sy geloof getuig. En dit het daartoe aanleiding gegee dat hy veral van die deugde gespreek het wat vir die Christelike karakter noodsaaklik was, maar waarvan die trotse paar voor hom so merkwaardig arm was. Hy het die karakter van God aan Felix en Drusilla voorgehou,
sy geregtigheid, regverdigheid en onpartydigheid in die aard van sy wet. Hy het duidelik daarop gewys dat 'n mens se plig is om matig en ingetoe te leef, die hartstogte ooreenkomstig Gods wet onder die beheersing van sy verstand te hou en die liggaamlike en verstandelike vermoëns in 'n gesonde toestand te bewaar. Hy het verklaar dat daar gewisse oordeelsdag sou kom wanneer almal vergeld sou word volgens hulle dade in die liggaam en wanneer daar duidelik geopenbaar sou word dat rykdom, gesag of titels magteloos is om die guns van God vir 'n mens te win of om hom van die gevolge van die sonde te red. Hy het daarop gewys dat hierdie lewe die mens se voorbereidingstyd is vir die toekomstige lewe. Indien hy sy huidige voorregte verwaarloos, sal hy ewige verlies ly. Daar sal vir hom geen nuwe genadetyd wees nie. Paulus het in die besonder uitgewy oor die verrykende eise van Gods wet. Hy het daarop gewys dat dit tot die diepste geheime van die mens se sedelike natuur deurdring en lig werp op dinge wat vir die oë en die kennis van mense verborge was. Wat die hande doen of die tong spreek, wat die uiterlike lewe openbaar, is net 'n onvolmaakte openbaring van die mens se sedelike karakter. Die wet ondersoek sy gedagtes, sy beweegredes en sy bedoelinge. Die duistere drifte wat vir die mens se oë verborge is, die jaloesie, haat, welis en eersig, die bose dade wat in die duistere hoekies van die gemoed bedink word en tog nooit uitgevoer word nie, omdat daar geen geleentheid voor is nie. Al hierdie dinge word deur die wet van God veroordeel. Paulus het getrag om die aandag van sy toehoorders op die een groot offer vir die sonde te vestig. Hy het na die offers verwys wat 'n skaduwee was van die toekomstige welddade, en toe het hy Christus as die teenbeeld van al hierdie seremonies voorgehou, die voorwerp waarna hulle vooruitgewys het as die enigste bron van die lewe en hoop vir die gevalle mensdom. Heilige manne is van ouds af deur geloof in die bloed van Christus gered. Wanneer hulle die sterwensnood van die slagoffers aanskou het hulle oor die kloof van die eeue na die lam van God gekyk wat die sonde van die wêreld sou wegneem. God maak met reg aanspraak op die liefde en gehoorsaamheid van al sy skepsele. In sy wet het hy aan hulle 'n volmaakte rigsnoer van reg gegee. Maar vele vergeet dat hulle Skepper en verkies om in teenstelling met sy wil hulle eie weg te volg. Met verhandigheid vergeld hy die liefde wat so hoog soos die hemele en so breed soos die heelal is. God kan die vereistes van sy wet nie laer stel om by die pyl van die sondige mens te pas nie. En 'n mens kan ook nie in sy eie krag aan die hoë eise van die wet voldoen nie. Alleenlik deur geloof in Christus kan die sondaar van sy skuldigheid gereinig en in staat word om die wet van sy Skepper te gehoorsaam. So het Paulus, die gevangene, teenoor Jood en heiden die eise van Gods wet beklemtoon en Jesus, die veragte Nasarener, as die seun van God, verlosser van die wêreld, voorgehou. Die Joodse prinses was deeglik bewus van die heilige aard van die wet wat sy so skaamteloos oortree het, maar haar vooroordeel teen die man van Golgotha het haar hart teen die lewenswoord verhard. Maar Felix het nooit van tevore na die waarheid geluister nie, en toe die Gees van God sy siel oortuig, raak hy diep bewoe. Sy gewete, wat nou aangewakker was, het sy stem laat hoor, en Felix het gevoel dat Paulus se woorde waar was. Sy gedagtes het oor sy skuldige verlede teruggegaan. Met vreeslike duidelikheid het die geheime van sy vroeë losbandigheid en bloedvergieting en die duisterse verslag van sy latere jare voor hom opgedoem. Hy het gesien dat hy losbandig, wreed en gierig was. Nooit tevore is die waarheid so in sy hart tuisgebring nie.
Nooit tevore was sy siel so vreesbevange nie. Die gedagte dat al die geheime van sy misdadige lewe voor die oog van God oop was en dat hy volgens sy dade geoordeel moes word, het hom van vrees laat bewe. Maar pleks dat hy toelaat dat sy oortuigings hom tot inkeer bring, het hy hierdie onwelkome gedagtes probeer wegdryf. Die onderhoud met Paulus is afgebreek. Hy het gesê, gaan vir hierdie keer heen, en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Wat 'n groot teenstelling tussen die gedrag van Felix en die van die cipier te Filippi. Die dienaars van die Here is geboei, na die tronkbewaarder gebring, net soos Paulus na Felix. Hulle getuienis dat hulle deur die krag van God ondersteun is, hulle vreugde onder lyding en smaad, hulle onverskrokkenheid toe die aarde onder die skok van die aardbewing beweeg het, en hulle Christelike vrygewensgesindheid het die cipier oortuig, en hy het sy sondes bewende bely en vergifnis ontvang. Felix het gebewe, maar hy het hom nie bekeer nie. Die cipier het die gees van God met vreugde in sy hart en in sy huis ontvang. Felix het die heilige boodskapper weggestuur. Een het gekies om die kind van God en 'n erfgenaam van die hemel te word. Die ander het sy lot by die bewerkers van ongeregtigheid ingewerp. 2 jaar lank is geen verdere stappe teen Paulus gedoen nie, maar hy het gevangene gebly. Felix het hom verskeie kere besoek en aandagtig na sy woorde geluister. Maar die eintlike rede vir sy skynbare vriendelikheid was geldsug, en hy het aan die hand gedoen dat Paulus vrygestel kon word mits hy 'n groot som geld betaal. Die apostel was egter te edel van geaardheid om hom deur omkoping te bevry. Hy was aan geen misdaad skuldig nie en wou hom nie verlaag deur sy vryheid met onreg te koop nie. Boonop was hy te arm om die loskoopsom te betaal, al wou hy dit doen, en was hy nie gewillig om hom om sy eie ontwil op die medelee en vrygewigheid van sy bekeerlinge te beroep nie. Hy het ook gevoel dat hy in die hande van God was, en hy het geweier om die goddelike raadsbesluit aangaande hom te verstoor. Felix is uiteindelik weens sy swaar vergrype teenoor die Jode na Rome ontbied. Voordat hy Caesarea verlaat het om die bevel te gehoorsaam, wou hy aan die Jode 'n guns bewys, deur Paulus in die gevangenis te laat bly. Maar Felix het nie daarin geslaag om die vertroue van die Jode te herwin nie. Hy is in ongenade uit sy ampt ontslaan en Porcius Festus is aangestel om hom op te volg. Sy hoofkwartier was in Caesarea. Dit is Felix vergun dat 'n ligstraal uit die hemel hom beskyn toe Paulus met hom oor geregtigheid, selfbeheersing en die toekomstige oordeel geredeneer het. Dit was die geleentheid wat die hemel aan hom gestuur het om sy sonde in te sien en dit te versaak. Maar hy het aan die boodskapper van God gesê, gaan vir hierdie keer heen, en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Hy het sy laaste aanbod van genade versmaai. Nooit weer sou hy 'n